Baie welkom by Parelvallei se Rimpeldiens op 21 Oktober 2020, die 20ste week in Koninkrykstyd. Ek is Karel van der Westhuizen en as liturg sal ek jou met hierdie klankopname begelei in 'n meditatiewe liturgie. Al wat jy nodig het is jou Bybel, 'n gemaklike stil ruimte om in te sit en indien jy wil kan jy 'n kers aansteek. Jy kan nou die kers aansteek en solank jou Bybel oopmaak by Filippense hoofstuk 4. Die fokusteks hierdie week is Filippense 4 vanaf vers 2 tot 9. Gedurende hierdie diens gaan daar op 'n stadium net 'n stilte wees. Ek wil jou uitnooi om net te wees tydens die stilte. So aan die begin van die diens luister ons na 'n lied wat die Universiteitskoor van Johannesburg sing, onder leiding van Renet Bouwer. Die lied ekho temas wat ons vind in vandag se fokusteks. Terwyl jy luister na die lied, terwyl jy daardeur in vandag se gebed begelei word, kan jy gewoon bewus word van die vrede van God wat alle begrip oortref, wat in Christus oor jou hart en gedagtes waak. Amen.
Ukutula. Gee ons vrede. Vrede vir ons. Uit genade ons gegee. Halleluja. Vir ons is daar nou vrede deur die bloed van ons Heer. In die laaste hoofstuk van Paulus se brief aan die heiliges in Filippi skryf hy oor die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Volg in jou Bybel saam met my Filippense 4 van vers 2 tot 9. Ek vermaan Eudea en ek vermaan Sintige om in die Here eensgesind te wees. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, help hierdie vroue. Hulle het saam met my vir die saak van die evangelie gestry, ook saam met Clemens en my ander medewerkers wie se name in die boekrol van die lewe staan. Verbly julle altyd in die Here. Ek sal dit weer sê, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke aan God bekend, deur te bid en te smeek, met danksegging. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Verder, broers en susters, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien. Ja, watter deug of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Die God van vrede sal met julle wees. Die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Dit waarvan Paulus skryf klink na 'n vrede ver anderkant menslike vermoë. As ons dit nie eens kan begryp nie, hoe sal ons dit tog kan bewerk? En dit is inderdaad 'n bonatuurlike vrede. 'n Vrede wat net God oor ons harte en gedagtes kan bring en laat waak. En tog staan die goddelike vrede nie los van die vermaanings wat dit vooraf gaan nie. Eers pleit Paulus by 2 gemeentelede om dieselfde dinge te dink, oftewel eensgesind te wees in die Here. Blykbaar was daar onenigheid tussen die 2 individue vir wie Paulus op die naam noem en by wie hy pleit om eenheid. Dit is vrede in Christus te soek. Paulus weet dat dit makliker gesê as gedoen is om vrede tussen 2 strydende partye te vind. Daarom vra hy 'n medewerker om as mediator op te tree. Net daarna maan hy die hele geloofsgemeenskap in Filippi om vriendelik te wees. En die woord vriendelik hier kan ook vertaal word met inskikkelik. Dis ook 'n vrede soekende term.
Paulus sê letterlik dat navolgers van Jesus onder almal bekend moet wees aan hulle inskikkelikheid. Wanneer mense aan hulle dink of oor hulle praat, moet hulle toegeeflikheid, hulle bereidheid om ander tegemoet te kom, voorop staan. 2 spesifieke vermaanings aan mense om in vrede met mekaar te leef. Die 2 beloftes hierna, naamlik dat God se vrede oor hulle harte en gedagtes sal waak en dat die God van vrede met hulle sal wees, is nie 'n bloot logiese uitvloeisel of die gevolg van hulle vredesoekende gedrag nie. Maar die belofte en die vermaning staan beslis ook nie los van mekaar nie. Waar kry mens vers 7 se goddelike vrede wat alle verstand te bowe gaan? Natuurlik by niemand anders nie as by die God van vrede van vers 9. As jy die God ken, dan ontvang jy sy vrede. En dis 'n vrede wat hy self as mens geleef het, deur ander se belange bo sy eie te stel. Om hom te ken, is om hom te volg, om hom na te leef, ook in die vind van vrede met ander. Stil lees nou die skrifgedeelte op jou eie en vertoef dan by dit waarby jou gedagtes vassteek in die kort stilte wat volg. Die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Die God van vrede sal met julle wees. Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, soos dit in die begin was, so ook nou en altyd, tot in alle ewigheid. Amen.